31 Mei is Republiekdag. Op die 31ste Mei 1902 word die Vrede van Vereniging onderteken. Na 'n bloedige 3-jarige oorlog en lange beraadslaging verloor ons diere vryheid. Nie die vryheid om te doen soos ons wil nie, maar die vryheid om God te dien soos hy van ons vra, in die land en met die taal wat hy ons gegee het. Op dieselfde dag in 1910 kom die Unie van Suid-Afrika tot stand. 'n bittersoet dag. Suid-Afrika is verenig, maar onder watter vlag? Op 31 Mei 1928 word die nuwe Unie-vlag, wat ons ken as die ou Suid-Afrikaanse landvlag, vir die eerste keer in Kaapstad gehys, en die stem word vir die eerste keer tydens 'n amptelike staatsgeleentheid gesing. Uiteindelik iets van ons eie, vir ons eie. En op lange laas 31 Mei 1961, die Republiek van Suid-Afrika kom tot stand. Die herwinning van ons vryheid deur die genade van God. Ou burgers wat as penkoppe in 1902 al vryheid moes wegteken, huil van vreugde. Deur die beskikking van onze Vader is Suid-Afrika vandag steeds amptelik 'n onafhanklike republiek en tog ontstaan onder vreemde vyandige oorheersing. Elke dag moet ons hoor Afrikaner nasionalisme werk nie, net soos apartheid ook nie gewerk het nie. Sommige van ons mense glo al hierdie liegskoot, soos oom Jaap Marais dit genoem het. Tog is Christelik Afrikaner nasionalisme in wese net dit, die samevatting van die denke en ideale van die bittereinders van 1902. Hoe kort was ons triomf egter? Hierdie hoë ideale is al in 1966 deur John Foster oorboord gegooi. Nie openlik nie, nee, daarvoor is die liberaliste slie. Terwille van politieke manipulasie is aan die volk vertel dat die regering steeds dieselfde ideale nastreef. Maar soos ons nou by terugskou duidelik kan sien, is Christelik Afrikaner nasionalisme vervang met 'n ideologie van selfsugtige magswelles. Waarom het John Foster nie maar standvastig op die nasionalistiese pad volgehou nie? Hy het dan die kennis gehad, hy het die hulp en die volk se vertroue gehad. Ja, dit het hy gehad, maar dit wat die sterkste weeg by ware leierskap, naamlik om sy vertroue op God te stel, het hy nagelaat. Hy het sy vertroue gestel op die wêreld, die hoogste beheer. Dieselfde geld vir sy opvolgers. So het dit dan gekom dat ons vryheid weggegee is onder voorwendsel van vreedsame onderhandeling. Vandag leef ons in ons eie dierbare land as diensknegte, onder 'n vyandige regering. Moet ons dan nog Republiekdag vier? Natuurlik. Soos die welbekende aanhaling van die president Kruger se laaste boodskap lui: neem uit die verlede dit wat goed en mooi is en bou daarop voort. Om te kan voortbou op die goeie moet 'n volk leer uit die verlede. Solank ons die wonderdade wat God aan ons volkie gedoen het onthou, kan ons opnuut daaruit leer en daarop voortbou. Om God se wonderdade in ons geskiedenis te gedenk en om daarvoor te dank. Dit is die hoofdoel van 'n dag soos Republiekdag. Kom vier gerus Republiekdag saam met ons. 1 Junie in Pretoria. Ons gaan lekker volksspele speel, saam sing, kuier en braai. Kontak e-mail 083 417 7311 vir meer inligting. Gister in die geskiedenis, vir môre se toekoms, deur die werking van vandag in die geloof. Ons vir jou, Suid-Afrika.